Hartlike woord van welkom aan elkeen van julle vanaand. Ek sien verlaas in die deursigtige April die duinserige asem van die Maluties. In die booloop skil vermodder 'n drakevel en as die oog opdroog verdwyn die reier. Ek sien die son sak uit die laaste dag van April. Die lug word bleek en ysig. Johan Lodewijk Maree, najaar in die Vrystaat. Maar vanaand, geagte vriende, en dit het ons die afgelope week ervaar, is dit Mei 2025. 'n besondere maand, Mei 2025, 'n gedenkwaardige aand vanaand, 'n gedenkwaardige maand. Dit was eergister die 20ste Mei, 1700 jaar gelede, dat die konsilie van Nicea byeengeroep deur keiser Konstantyn geopen is. En as kerke sê ons steeds daardie woorde na. 'n Rede vanaand is om rondom daardie belydenis vir 'n moment stil te raak, en is dit vir my 'n besondere voorreg om professor Johan Rousseau van die Ortodokse Kerk en Departement Filosofie vanaand by ons te verwelkom. Wie weet kan ons vanaand al verby daardie komma in Nicea kom. Dit was eergister, en daarmee kom ek 'n bietjie Bloemfontein toe, 20 Mei 1853, dis 172 jaar gelede, dat die eerste kerkgebou van die NG Kerk in Bloemfontein gebou is, die oorspronklike Bloemfonteinse gemeente in die buurt van waar die Tweetoringkerk vandag nog staan. 'n tweede rede waarom Mei 2025 gedenkwaardig is. Voor verlede naweek, die 10de Mei 1865, was dit presies 160 jaar sedert die eerste synode van die NG Kerk in die Vrystaat geopen is, ook hier in Bloemfontein, en daarom die klein uitstalling in die voorportaal vanaand wat 'n terugblik gee op daardie historiese gebeure, die oorspronklike notiele lê daar, jy kan dit self kyk, en ook die geskiedenis, so 'n paar flitse uit die 160 jaar. En daarom wil ek vanaand dus hartlik welkom sê aan lede van die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat wat hier is. Ek wil in besonder welkom sê 'n voormalige direkteur van administrasie en finansies, Omeni van der Walt, een van sy opvolgers, meneer Adrian de Ruyter van ons synodale kantoor, en al die personeel van die synode wat vanaand hier is. Welkom. En daarmee gee ek nog 'n tree, u nog 'n oomblik bewus te maak van die betekenisvolheid van daardie voetspoor van die NG Kerk in die Vrystaat. Dit was ook op 10 Mei, weliswaar 10 jaar later, op 10 Mei 1875, dat die Oranje Vrystaat Dames Instituut met Psalm 144 vers 12 geopen het. Vandag bekend as Unisie Girls High. 150 jaar oud, 'n selfstandige skool, bekend vir uitnemendheid, wat gegroei uit 'n visie van die NG Kerk in die Vrystaat. En terloops, dit is vanjaar, die waarheid te sê 31 Mei 2025, ook 150 jaar sedert die ou goewermentsgebou in die stad geopen is. Vandag huisves dit Nalen, en oor die pad wat die NG Kerk en die Vrystaatse regering, die ou republiek geloop het, kan 'n mens nie uitgepraat raak nie, maar moet jy dit ook versigtig doen. Nog 'n bietjie nader. Steeds in Mei. Ons is bevoorreg om dit vanaand in ons moedertaal te sê. Op 8 Mei 1925 het Afrikaans 'n amptelike landstaal geword, en ons wil vanaand ook welkom sê aan professor François Smit en die departement aan die Universiteit van die Vrystaat, ook ander personeellede in daardie departement wat vanaand hier is. Tussen die NG Kerk Vrystaat en die Universiteit van die Vrystaat is daar langer as 120 jaar 'n verbintenis wat ons koester en vanaand ook hier vier met die 3 departemente teenwoordig. Hoe gepas dan nie en dat ons hierdie viering met musiek doen. En daarom
is het my 'n groot voorreg om Dr. Jan Bekes van die departement musiek, maar vanaand in besonder professor Nicole en Martina Viljoen van die ander personeellede, ek het Mathilde Tom ook hier gesien, om julle vanaand hier te kan verwelkom. Vriende van die Oudtshoorn, vriende van die musiekgemeenskap in Bloemfontein. En hier is dan die absoluut veelzeggende van vanaand. Die musiek en die teologie. Om daardie rede is het vir my ook 'n voorreg om Dr. Martin Loubser van die fakulteit teologie hier by ons te verwelkom, departement praktiese teologie, en van die ander personeellede van daardie fakulteit, ook professor Lodewyk Sutton van die departement Ou Testament, want hier is die verbintenis tussen alles wat ek tot hiertoe gesê het en vanaand, tussen die komponis van Reflections, professor Jacobus Kloppers, en die NG Kerk Vrystaat en die fakulteit teologie, hierdie band. Sy broer, professor Maurits Kloppers, was die eerste dosent in Ou Testament aan hierdie fakulteit teologie. En ek wil my verwelkoming daarmee afsluit. Ek wil oorgaan na ons paneel inleiers, deur te wys op 'n verdere rede vir hierdie herdenking. Weliswaar nie in Mei 2025 nie, maar vanjaar in Oktober, die mooiste maand. In Oktober 1990, dis 35 jaar gelede, het die Algemene Sinode van die NG Kerk landwyd hier in Bloemfontein vergader. Wat is die verbintenis tussen die gebroeders Kloppers en daardie sinodesitting? Die een die musikoloog, die ander die teoloog. Die Algemene Sinode van 1990 het onder andere 2 historiese besluite geneem in die ou Eufees gedenksaal in St. Andrewstraat. Die een was om vroue tot die bediening toe te laat, as leraars en predikante. Maar vir 'n hele aantal jaar, ten minste die dekade voor daardie besluit al, en dalk jy so teen die standpunte daaroor in sy eie fakulteit, het professor Maurits Kloppers sy eie oortuiging dat vroue in die bediening moet wees, uitgespreek, en hom ontferm oor die 2 vroue studente wat daar in daardie 1980s hier studeer het. Dit was hy wat vir hulle preekbeurte gereël het, sommige van daardie preekbeurte selfs in die geheim, hulle proeferedienste, omdat hulle dit nog nie mag gedoen het nie. En 2 van hulle is in daardie November 1990 gelegitimeer. Maurits Kloppers, die broer van die komponis, was 'n profeet in sy eie reg. En jy sal dit vanaand in die musiek hoor. Maar daardie sinode 35 jaar gelede het 'n tweede historiese besluit geneem. Professor Maurits Kloppers was in daardie September, Oktober, November waarnemende dekaan van die fakulteit teologie, omdat die dekaan professor Pieter Potgieter verkies is as moderator van daardie sinode. En in November moes professor Maurits Kloppers die dosente in Raas bymekaar roep, want die media wou 'n vraag geantwoord hê uit die fakulteit teologie. En dit was omdat 'n week tevore, November 1990, die dekaan van die fakulteit as moderator in Rustenburg hom geskaar het by 'n verklaring, 'n baie omstrede opspraakwekkende verklaring van professor Willie Jonker, wie se dogter vanaand hier sit, professor Martina Viljoen. By daardie beraad in Rustenburg het professor Willie Jonker gesê, die Algemene Sinode van 1990 in Bloemfontein het afskeid geneem van die teologiese regverdiging van apartheid en dit as 'n fout, as 'n sonde verklaar. Daar is vir professor Potgieter gevra, wat sê u? En toe hy as dekaan omskaar by, en as moderator omskaar by Willie Jonker, is daar vir die fakulteit teologie gevra, staan julle by julle dekaan en by die NG Kerk Algemene Sinode. En professor Maurits Klopper het 'n jaar voor sy dood aan my 'n brief geskryf, waarin hy vertel het hoe gespanne en onder druk daardie vergadering was, en hy, profeet in eie reg, uiteindelik die verklaring kon maak, dat die fakulteit teologie aan hierdie universiteit
by die NG Kerk se skuldbelydenis staan om afskeid te neem van die teologie van apartheid. Dis vanaand, vriende, teologie, musiek, die geskiedenis van die universiteit, die geskiedenis van hierdie departement musiek, die geskiedenis van die NG Kerk, in ons konteks by wyse van 'n terugblik, 'n refleksie. Ek wil hartlik welkom aan elkeen van julle sê, mag julle vanaand deur hierdie geskiedenis en die musiek en die teologie daarin aangegryp word. Om ons in te lei daarin, het ek die voorreg om 3 paneellede aan die woord te stel, daarna die musiekstuk self, en dan gaan ons refleksie op Reflections hê, by monde van professor Johan Rousseau van die departement filosofie en Dr. Martin Loubser van die fakulteit teologie. Om iets te sê oor die musiek self, die trajekte daarin, die komposisie Reflections, wil ek daarom eerstens vir professor Nicol Viljoen geleentheid gee. Prof Nicol, ons luister graag na u. Baie dankie vir die groot eer en vir die feit dat ons kan nadink ook oor Kobie, ons vriend en kollega, se besondere bydrae in die musieklewe van ons eie land en ook waar hy tans is in Kanada. Wat ek aan u wil voorhou om mee te begin is 'n padkaart van die komposisie wat u na gaan luister. Die padkaart is gebaseer op inligting op 'n bespreking van Isak Grewé, wat ook 'n student van Kobie was, een van 2 baie belangrike studente. Hy en Winfried Ludeman, albei was verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. En Isak was ook hier gewees. Hy en Winfried was 'n student van Kloppers gewees in die 70er jare. En so Isak het 'n hoofstuk geskryf in die boek wat verskyn het oor Kloppers. En ek het van daardie inligting gebruik gemaak. Isak het 'n bespreking gegee van Kobie se eie analise van Reflections. En daar, ek gebruik dit graag, en dan wil ek ook enkele waarnemings van myself maak in die proses. Nou net om praktiese redes, hoop ek u sal aanvaar dat ek 'n buikspreker kan wees vanaand. Ek wil graag hê dat my vrou Martina die inligting aan die kan voorlees. Baie dankie Nicol. Goed, so Reflections, die werk. Reflections is 'n stel van 11 karaktervariasies op die volkswysie Jan Pierewet, omraam deur 'n proloog en 'n epiloog. Die keuse vir Jan Pierewet is gegrond op die bekendheid daarvan in Afrikaner geleedere. Die werk kyk terug op die Afrikaner erfenis en belig verskillende stadiums in die Afrikaner geskiedenis. Elke variasie het 'n unieke historiese narratief en musikale profiel. 6 bykomende melodieë verleen buite musikale betekenis daaraan. Die proloog is 'n sinopsis van die Afrikaner stryd om kulturele oorlewing, 'n kontemplerende aanvang van die volkswysie, as ook 'n sterk suggestie van Nkosi Sikelel, Afrika, word gehoor met herhaalde D's, is toonhoogte van D. En dan Nicol, jy weet daar ek wil net daar ietsie gesê, dis baie interessant. Komponiste soos Kobie, enige werklike ernstige komponis, ontleen dikwels van hulle idees van ander mede-komponiste. En hier is 'n baie interessante verband wat 'n mens kan plaas met Maurice Ravel se baie beroemde klavierwerk Gaspard de la Nuit. Die tweede deel daarvan, getitel Le Gibet, die galg, het soortgelyke herhaalde note, in daai geval 'n B-mol, maar wat dwars deur die werk na vore kom. En dit is atmosferies baie ooreenstemmend, omdat Ravel veral ook in die 20ste eeu 'n leidende figuur was in terme van klavierkomposisies en ekspressiewe musiek. En baie van ons komponiste, ook byvoorbeeld Arnold van Wyk, het Ravel as 'n model geneem vir
vir ekspressiwiteit en vir bepaalde betekenisse in die musiek. So dit is interessant dat hierdie ooreenkoms baie definitief teenwoordig is hierso. Goed, so die tema van Jan Pierewet word gestileerd aangebied met kleurvolle harmoniese begeleiding. Dan gaan ek nou vervolgens variasie vir variasie net bespreek. Variasie 1, Zilveren Vloot, die Nederlandse volkswysie. Dit hou verband met hul oorwinning oor die Spaanse vloot in die 17de eeu en dit verskyn saam met die volkswysie Jan Pierewet in 'n skertsende stemming. Dan die tweede variasie, Danksegging. 'n Gewyde atmosfeer word geskep waarin die melodie van Psalm 134 saam met die volkswysie verskyn. Derde variasie, Nostalgiese viering. Die voorstelling is in 'n aand van volksdanse in die vroeg 18de eeu. Hier is die volkswysie in die vorm van 'n menuet, 'n bekende dansvorm van die tyd. Dit word egter beklee met kleurryke harmonieë wat ekstra swierigheid daaraan verleen. Dan die vierde variasie, anneksasie. 'n Terugwysing van die volkswysie as menuet word weer gehoor teenoor die volledige Britse volkslied, 'n simbool van kolonisasie. Die bitonale aanwending van beide liedere is 'n uitbeelding van die konflik tussen Afrikaner ideale en Britse imperialisme. Volkswysie is in B-mol majeur en die Britse volkslied C-majeur. Variasie 5, die trek na die noorde. Kent gij dat volk, die volkslied van die destydse Transvaalse en Oranje Vrystaatse Republieke, word hier gebruik as beliggaaming van die Afrikaner se begeerte na onafhanklikheid op eie terme. Die volkswysie verskyn as leitmotief, terwyl talle verskuiwings in die G-majeur tonaliteit van die variasie voorkom, wat dit uiteindelik in B-mol majeur laat eindig. Dit is simbolies van die wegtrek na 'n vreemde gebied of 'n vreemde land. Prominent is ook die herhaalde D's weer eens van die proloog wat dwars deur die variasie gehoor word. Variasie 6, die Anglo-Boereoorlog. Dit is 'n musikale verklanking van vernietiging en lewensverlies met 'n verwronge koppeling tussen die Britse volkslied en die volkswysie. Die 7de variasie, Ek wil miskien net iets hierso sê wat ook interessant is, net in vergelyking met variasie 4, hoe 'n komponis se komposisionele strategie werk, dat die twee liedere, die volkswysie en die Britse volkslied, ook in variasie 6 dan weer na vore kom. Variasie 7, die Leewiggie. Dit dui op die naderdraai van die oorlog. Dit word verklank deur die volkswysie as 'n wiegeliedjie in die gestalte van 'n afwennende musiekdosie saam met die hoë D van die proloog. Variasie 8 is Ontwaking. Die groei van die Afrikaner nasionalisme word voorgestel deur 'n plegtige aanwending van die aanvang van die stem van Suid-Afrika in lang nootwaardes, gevolg deur die tweede helfte van die volkswysie, simbolies van die nuwe nasionale regering en die Afrikaner landgenote. Variasie 9, titel is Die Kosmopolitaan. Hier verwys die musiek na kontak met die buitewêreld, insluitende die Amerikaanse vermaaklikheidswêreld. Derhalwe verskyn die volkswysie as 'n gekunstelde ragtime of blues vorm met invloede van Gershwin. Variasie 10, Illusies. Wêreldomstandighede, offisiële apartheid en die kontras tussen wit welvaart en haglike swart lewensomstandighede word uitgedruk deur die volkswysie in omkering aan te bied as 'n smagtende nocturne teenoor 'n toenemend dominerende Nkosi motief. Variasie 11, Realisering. Die einde van die Afrikaner droom word verklank deur 'n aarzelende, verminkte volkswysie met onheilspellende baslynfigure wat eindig op 'n tonika in tweede omkering, en dit wil sê dis sonder 'n grondtoon, musikaal aanduidend van 'n onsekere toekoms. Ek wil net daar ook sê, ten spyte van die grondtoon wat afwesig is daar in die onderregister van die klavier aanhoudende lae D's wat ook weer herinner aan die Ravel konsep, maar wat nie die afwagting idee versteur nie, want dit is nie 'n grondtoon nie. Dit is maar dit is 'n definitiewe weerverwysing na die Ravel motief.
Die epiloog dan bied 'n voorstelling van aanpassing in die nuwe Suid-Afrika, waar onsekerheid rakende die toekoms van Afrikaner kultuur in die nuwe bedeling te midde van versoening en samewerking belig word deur 'n vierstemmige kromatiese figale hantering van die volkswysie in teenstelling met die groeiende oorwinnende dog gemaskeerde Nkosi tema ook in lang nootwaardes. In die laaste 2 mate van die werk verskyn die eerste 4 note van die volkswysie egter stilweg in 2 binnestemme om daarmee 'n aanvaarding van die nuwe status quo te suggereer. Dankie. Baie dankie. Baie dankie professor Nicol vir jou kaart wat jy vir ons gegee het om deur die dele te gaan, self te probeer luister en die interpretasie ook die verskillende melodieë. Baie dankie vir die voorbereiding. Prof Martina, ek wil graag vir jou dan vra, jy het ook 'n gedagte of 2 vooraf met ons te deel. Ja, baie dankie en ook aan Nicolien en Jan Bekes vir die geleentheid dat ons vanaand hier kan wees. Baie dankie Jan. Ek het ook 'n aantal gedagtes, het ek ook hier. Dit berus eintlik op 'n briefwisseling wat ek gehad het met Prof Kloppers gedurende 2019 en dit het gehandel oor die werk Reflections. So ek deel dit graag en dan ook met van my eie waarnemings daarbey. Eerstens het Prof Kloppers duidelik gemaak dat hy nie assosieer met die post-apartheid komposisionele praktyk nie. In die sin het hy dit bedoel dat dit is 'n praktyk wat baie verpolitiseer geword het om begryplike redes en ook 'n baie sterk inslag toon van die inkorporering van Afrika elemente, tradisionele Afrika musiek elemente. Soos hy dit gestel het, is sy hele lewens- en wêreldbeskouing berus op nuwe-kalvinistiese Christelike filosofie. En daarom is daar altyd 'n sterk morele en etiese komponent in sy werke, maar nie openlike politiese of sosiale kommentaar nie. So in Reflections, vir my gevoel, is die politieke verwysing wat daar is ook subtiel en figureer dit op 'n simboliese vlak van representasie. Nou, Prof Kloppers het ook gesê dat hy nie probeer het om in die werk die Afrikaner voor te stel of te vereenselwig tot die mate dat hy praat vir die Afrikaner nie. Hy het dit bedoel as 'n tipe historiese blik en historiese representasie. Maar vir my, as ek daaroor nagedink het en ook alles wat hy gesê het die werk tog vir my 'n simbool of 'n representasie geword van persoonlike lyding sowel as 'n kollektiewe lyding. En die rede hoekom ek dit sê is uit alles wat hy gesê het, was baie duidelik, sy verhouding met die post-apartheid narratief is uiters gekompliseerd. Sy voorsate was Afrikaner patriotte in leidende rolle vanaf die groot trek kloppersmense in die Paul Kruger regering gewees en dan ook in die Anglo-Boereoorlog. En dit was ook 'n pad van lyding. Sy grootmoeder het 2 van haar jongseuns in 'n Britse konsentrasiekamp verloor. En haar man, Kloppers se oupa, was in Indië as 'n krygsgevangene. En dan ook na die oorlogtyd, is 'n baie vernederende tyd vir die Afrikaner gewees. Kloppers het gesê sy eie pa moes op skool, as hy Afrikaans gepraat het, was daar 'n bordjie om sy nek gehang en daarop het geskryf gestaan, I am a donkey. So, en dit is 'n hele geskiedenis wat dink ek ook, so dit is nie net 'n kollektiewe lyding nie. Vir my is daar ook 'n sterk persoonlikheid betrokke. So Kloppers het met 'n diepe loyaliteit aan die Afrikaner groot geword en ook 'n sterk besef van die Afrikaner se historiese lyding. Maar vir die Kloppers gesin in 1948 toe die Nasionale Party aan bewind gekom het, was dit soos vir baie ander denkende Afrikaners in die tyd 'n nuwe era wat ingelui was vir die Afrikaner. Nietemin het hy toe hy oorsee is met sy studies in Duitsland,
het hy onder die invloed van die meer liberale Duitse teologie, het hy toenemend onder die indruk gekom dat daar was baie sterk raakpunte vir hom tussen die Nazi regime en die Afrikaner, die apartheid politiek. So, toe hy daarna aangestel is hier by ons universiteit in 'n senior posisie, het hy toenemend hom begin verset teen die apartheidsbestel, hoofsaaklik briewe in die Volksblad, maar ook standpunte wat hy in senaatsvergaderings en fakulteitsvergaderings ingeneem het, tot so 'n mate dat hy op kampus gebrandmerk was en ook in die vizier van die destydse veiligheidspolisie gekom het. Dit was egter opmerkings van 'n familielid van hom wat toe in die apartheidsregering gedien het, wat hy afgelei het dat daar is nie 'n gelyke of 'n demokratiese bestel in die vizier vir ons land daardie tyd nie, en dit het uiteindelik sy besluit die besluit geword vir hom om dan met sy gesin na Kanada te gaan, waar hy op daardie stadium geen werksvooruitsigte gehad het nie. So in die gesprekvoering het dit baie duidelik deurgeskemer sy verlange na Suid-Afrika en sy mense daardie tyd en nog steeds. Dit is nog steeds so vir hom. Dit is dus, as ek aan reflections dink uit al hierdie dinge bymekaar, dan is dit vir my wel duidelik dat die werk, sy posisie daarteenoor is een van 'n kulturele buitestander, maar ook 'n binnestander. Nou, net 'n paar opmerkings vanuit 'n musikologiese perspektief. Reflections is nie 'n ideologies neutrale werk nie. As mens een voorbeeld, en ek het nou genoem van die Britse volkslied, dit is definitief 'n voorbeeld van 'n kommentaar op daai vermenging van staat en kerk, wat natuurlik onderliggend was aan die Britse imperialisme en kolonialisme in Afrika. Christopher Rhodes verwys daarna as 'n tipe evangelistiese geweld, historiese evangelistiese geweld. En as mens na die tweede vers van die Britse volkslied, wat tot vandag toe so gesing word, O Lord our God, arise, scatter her enemies and make them fall, confound their politics, frustrate their navy's tricks, on thee our hopes we fix, God save us all. So, dit is ook baie kenmerkend vir my dat Kloppers, en dit is ook sy hele persoonheid nie, en dit is in teenstelling met wat ek net nou gepraat het van die post-apartheid komposisionele praktyk in ons land. Hy het nie enige van die bekende struggle liedere in Reflections incorporeer nie, maar wel, soos Nicole ook genoem het, Nkosi. En ek dink dit is baie belangrik, David Copeland, 'n ander gesaghebende antropoloog, musikoloog in ons land, hy glo dat Sontonga se God Bless Africa meer as enige, en dit was oorspronklik was dit 'n metodistiese kerkgesang, soos wat Sontonga, waarvoor hy dit geskryf het, dat dit meer as enige van die weerstandsliedere 'n simbool is van die vryheidsstryd in ons land. Dan vir my persoonlik suggereer Reflections ook nostalgie. Ek het reeds genoem van sy voortdurende verlange, en ek dink daar kan mens, die feit dat hy die is regtig 'n baie grootskaalse werk, ons sal dit ook so ervaar in Nicolien se interpretasie, dat hy dit gebou het of gestruktureer het op hierdie eenvoudige Afrikaanse volksliedjie van Jan Pierewet. Mens sien dieselfde soort ding in van sy groter orgelwerke, wat hy baseer op Psalm 116, Psalm 84. Dit was in sy ouerhuis gesing by huisgodsdiens, maar ook in die NG Kerke in die 1970s, 1960s. Byvoorbeeld Psalm 84 was altyd in my lewe introitus lied. En dan lieflik is die woning. So dit is daai tipe, ek dink dit is in sy wese, in sy stelsel, en dit is waarop hy groot werke van hom gebou het. En dan net ten slotte nog 'n opmerking wat hy gemaak het, en dit is, hy het hierdie werk bedoel as 'n tipe 'n soort van daarstelling van wat was in die Afrikaner geskiedenis teenoor wat is. Ons moet nou onthou daai wat is nou 19
98 toe hy die werk gekomponeer het en dan ook vir my baie belangrik 'n tipe verlange na 'n idealistiese verlange van wat sou kon wees. Ek dink dit is ook belangrik. Hy het ook gesê daardie verlange of daardie idealistiese wens, dit bly 'n oop vraag. So ek wil dus daarmee afsluit om te sê ek dink sy eie opmerkings wat hy gemaak het oor Reflections en ook my weergawe daarvan vanaand, dit is maar 'n eerste soort interpretasie. Nicoline se werk daaraan, haar weergawe van die werk, dit is reeds 'n unieke nuwe interpretasie en dan haar besluit om evokatiewe en provokatiewe beelde toe te voeg wat ons baie na uitsien weer eens Nicoline. Ek dink dit maak dit weer 'n unieke belewenis, 'n nuwe werk eintlik tot 'n groot mate en dan die ander sprekers wat vir ons verdere perspektiewe gaan gee. Dit dra alles by tot 'n nuwe oordink, 'n nuwe siening van die werk en ek dink ten slotte vir elkeen van ons as 'n luisteraar is daar die uitdaging van hierdie werk Reflections om self te dink oor die moontlikheid en die betekenis daarvan. Baie dankie. Baie dankie professor Martina. Vriende, hier agter ons is 'n klavier, maar ons word vanaand getrakteer op 'n uitvoering van die stuk wat vooraf opgeneem is en ons is ontsaglik bevoorreg om die pianis Nicoline Gibbons by ons te hê. Sy is in Bloemfontein gebore, getoe in die Vrystaat, daarna na Engeland in Londen verder studeer, uitvoerende konsertpianis geword en die sirkel het op 'n manier teruggekom en in Philippolis geëindig. Maar sy is ook verbonde aan die departement musiek en ek wil so as 'n laaste stukkie van die spyskaart voordat ons na die musiek gaan luister en dit beleef, want dit is absoluut 'n belewenis, wil ek graag vir Nicoline geleentheid gee om iets te sê oor haar verbintenis met die komponis, die musiekstuk self en hierdie uitvoering wat ons vanaand gaan beleef. Nicoline. Baie dankie Jan. In my werk as pianis is dit vir my so belangrik om die gehoor saam met my te neem na die kern van die werk toe. En dit word natuurlik 'n geweldige uitdaging by die speel van kontemporêre kunsmusiek, want mense se ervaring by hierdie tipe van musiek wat dan in die volksmond bekend staan as moderne musiek, is dat daar 'n soort van 'n vervreemding plaasvind en baie keer voel die gehoor reeds vervreemd voordat die eerste noot opgeklink het. So toe ek Reflections begin instudeer, was die eerste ding wat my opgeval het, is die geweldige kompleksiteit van die teksture, hoe dig verweef dit is en die hoeveelheid inligting wat ingepak is in hierdie 25 minute. So die besluit om dan beeldmateriaal by te voeg by die musiek was eintlik ene wat baie natuurlik gekom het. Ons het materiaal bymekaar gemaak, dinge soos foto's, skilderye, kaarte, stukkies video en dit gestuur na Felix Maaiburg. Nou Felix is van 'n familie van filmmakers, jy kan sê dis 'n dinastie. Hulle werk baie dikwels in die genre van protesfilms, historiese films en so vir Felix is hierdie 'n soort van 'n eerste taal. So hy het die materiaal ingesny by my opname van die werk en ook 'n weergawe gedoen wat gespeel kan word tydens lewendige uitvoering. Nou Nicole het reeds vroeër verwys na hierdie hoë D wat so herhaal. So vir my het dit geklink soos 'n tou wat so teen 'n vlagpaal kap in die wind. En dis 'n leë vlagpaal, hy het nie 'n vlag aan nie. So die vlagpaal is dan simboliek vir identiteit en miskien 'n soeke na identiteit of 'n vloeibare identiteit of 'n onsekere identiteit. So ek het vir Felix gevra dan om hierdie simbool in te voeg naby aan die begin van die werk en dan ook naby aan die einde van die werk.
So dit vorm 'n soort van 'n visuele raamwerk wat dan alles omvou. Dan gepraat van raamwerke, het ons ook besluit om 'n baie eenvoudige wit raampie om al die prente en videomateriaal te sit. Dis so 'n kopknik na vroeë bioskoop toe, die silent movies. Want dit is mos daardie tyd, veral as daar 'n paar woorde op die silwerdoek verskyn, as dit so omring met so 'n ornamentele randjie. So in daai konteks is dit dan ook klavier en beeldmateriaal, maar in die ou dae was dit die klavier wat die beeldmateriaal moes beskryf, en dan in vanaand se werk is dit die teenoorgestelde, so die beeldmateriaal belig wat in die klaviermusiek besig is om te gebeur. Dan laastens wil ek noem, die oorgrootste meerderheid van die visuele materiaal is in swart en wit, en die swart en wit seksie eindig met foto's van 'n Mandela standbeeld, Nelson Mandela. En vir my die statiese die statiesheid van daardie standbeeld wys dan op die geskiedenis wat verby is. Ons kan dit nie verander nie. Wat gebeur het, het gebeur. En dis dan in teenstelling met ons alledaagse, die organiese ontvouing van ons lewe. So dis op hierdie punt dan wat die film oorgaan in swart, in kleur. So die kleur is dan, dit wys op ons hedendaagse lewe, want is natuurlik, dis 30 jaar sedert ons gedroom het van die reënboognasie, en dit is ook tans 27 jaar sedert hierdie musiek geskryf is wat ons vanaand gaan hoor. Laastens wil ek dan sê, die eerste keer wat ek hierdie werk uitgevoer het, saam met die beeldmateriaal, het ek agtergekom dat dit baie sterk emosionele reaksies uitgelok het by die gehoor. En ongemaklike reaksies, soos byvoorbeeld rou en smart en skuldgevoel en berou, en natuurlik ook 'n stukkie trots. So dit wys dan vir my daardie soort van emosies skaaf en skuur hier binne ons rond, almal van ons. En dit het by my die gedagte laat pos wat dit eintlik hierdie werk kan 'n soort van katalisator word vir 'n breër gesprek rondom trauma en dan spesifiek kollektiewe trauma en hoe ons dit verwerk of hoe ons dit nie verwerk nie. En hoe dit vorentoe gaan gee ons dit aan. En dit is dan waaroor vanaand gaan en wat ek hoop vir vanaand is dat dit die begin is van so 'n tipe gesprek. Dankie. Baie dankie Nicoline. Vriende, welkom dus by vanaand die werk Reflections, 27 jaar, so lank as wat president Mandela in die gevangenis was. Daar sit ook 'n stuk simboliek in. Welkom by vanaand, 'n refleksie op geskiedenis, deur die musiek, deurgaans die teologie en die filosofie en in gesprek met onsself. Ek wil julle graag uitnooi, sit agteroor, haal diep asem, ons gaan ook daar sit en dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie aanbieding vanaand juis in hierdie konteks in hierdie gebou te mag meemaak. Mag julle dit saam met ons so beleef. Daarna gaan ek dan geleentheid gee vir die filosoof en die teoloog om te reflekteer daarop en sal daar ook geleentheid wees vir vrae aan die paneel of verdere gesprek daarvoor. Maar nou eers Reflections, Jacobus Klopper 1998. Sit terug, geniet dit saam met ons.
Ek wil miskien voordat ek die filosoof en die teoloog aan die woord stel, net weer kortliks vir Nicoline geleentheid gee. Sy het die afgelope week weer 'n brief gehad van die komponis en waarin hy opmerking maak oor jou vertolking, sowel as die aanbieding self, die beelde. Miskien Nicoline, as jy net in 'n sinnetjie daarby wil aanhaak en dan gaan ek oor na Johan. Ja, ek het vir hom geskryf en gesê van vanaand se geleentheid en ook die goeie ontvangs van die musiek in hierdie konteks dan ook, ek bedoel dit is fantastiese musiek in elk geval, maar dit maak dit verduidelik dit onmiddellik. So ek weet hy het baie waardering daarvoor en hy onderskraag wat ek gedoen het met hierdie werk 100%. Dankie, kom ons gee vir haar nog. Ek wil 'n graag geleentheid gee, Johan, as ons inhuis ortodokse priester, maar ook die filosoof, wat ek weet as jy oor die Vrystaat praat, raak dit jou hart diep, dat hierdie besondere aanbieding die Vrystaatse vlakte uiteindelik in die oog bring. Johan, graag. Hoe het dit nou weer gegaan, die skoollied? Nie syne nie, sy seun se. Iets soos net my beste vir die Here en my skool en my ouers. Dalk ook nog vir my volk? Miskien. Dit het alles nou so vaag geword. Wat wel seker is die insig wat daardie aand by die aanhoor van die refrein daar in die skoolsaal op hom neergedaal het. Idealiste. Ons is idealiste. Wat goed en wat mooi in ons verlede is daardie oomblikke waar die ideaal reg gekies was en die woord mooi vlees geword het. Wat onaansienlik en onooglik in ons verlede is daardie oomblikke waar die ideaal verkeerd gekies is en die beliggaaming daarvan tot verminking gelei het. Verminking van die vlees, verminking van die gees, van die eie sowel as die ander en die tussen ons. Is dit nie immers ook waarna die groot Ngugi wa Thiong'o van verder noord op in Afrika praat as hy dit het oor hoe psigiese verknigting die hart van kolonisasie is nie? Ons weet dit tog. Ons het hierdie ding aan eie lyf gevoel en aan ander lywe laat voel. Die gat in die kop geslaan deur die blinde ideaal wat self en ander verblind. En op laas het ons net stof en mekaar om mekaar te verbind. Daarom is ons monumente so dikwels tegelyk terselfdertyd klipgetuies van sowel oorwinning as verlies. Daarom is ons ideale voortgedra met waan osse, maar sou dit eweseer in die aarde wegsink. Al getuienis daarvan 'n uitmekaar vallende wa wat lankal nie meer loop nie. Die Jan Pirewiet kan ons helder roep, maar die noot van die koffie in die kan is vals. 'n Ideaal wat ons oor die see bring, dan oor die land laat versprei, al dieper die leegtes in. Leegtes wat so vol is, dat jy nie weet of 'n beter lewe of 'n gewelddadige dood daar op jou wag nie. 'n Ideaal wat met voorlopige vestiging en staaning kaats vanaf vrome, bebaarde en gekappiede gelate. 'n Ideaal metamorfeer tot die geloof in uitverkorenheid. 'n Volk wat altrekkende volk word. Deur die leegtes aangedryf na die vryheid net anderkant die horison, maar wat nie sonder verdrywing van die ander geskied nie. Verdere, meer blywende, minder voorlopige vestiging, met kerke en sale, met volksspele, meer volk as speel of speels. 'n Vlag groter as enige wat ons tot dan kon huis, oor ons gehuis. Voorlaaier en Mauser wat op die vlaktes die ideaal laat bly klap,
skoot na skoot. Eerder met eer verloor, as eerloos vryheid verloor, sê president. Maar op laas teen die onberekenbare prys van leë wiggies en leë oë gesonke in uitgeholde skeletgelate. Heridealisering, 'n soort ontwaking, nie meer geklee in veldklere nie, maar uitgedos in strakke pak of knieromp, wele gebaarde verruil vir gladgeskeurde hoekige kakebene, 'n ideaal wat spoed kry buite ons beheer, al hoe hoër opstyg, al hoe verder van die aarde, al hoe dieper die abstrakte lig in, al hoe aparter, sonder 'n platte grond en 'n aarde waar die woord nog vlees kan word en ons mekaar kan sien en voel. Diegene wat die bus voorbestyg, diegene wat agterin bondel, wie die pik swaai en wie toesig hou, wie in unieke huise woon, wie in ononderskeibare massahuise saamhurk, wie gehavend langs die pad stap, wie in gelid al in die pad af doelgerig op pad is, hoewel die pad lankal byster geraak is, tot ons uiteindelik weer aarde toe kon kom, in die leegte van wind en vlaglose vlagpaal, waarteen niks gehuis is nie, sodat alles weer van niets af moontlik is, altuiskomende in die ruimtes tussen ons en hulle, miskien op trek na ons hulle, moeisaam saam deur ons en hulle aan die maak en aan die word is. In ander lande is daar gode en geeste in die woude en skeure en strome, maar hier is daar niemand nie. Geen geeste het nog ooit van hierdie land besit geneem nie. Geen gode is hier gebore nie. Niks het ooit hier gebeur nie. Daar is maar net hierdie leë ruimte. Dit wag, maar eintlik is daar niks wat dit verwag nie. Die son is onder. Geledig van alle kleur strek die koepel van die lig oor die wye kom van die aarde. Leegheid wat leegheid weerspieël. Leegheid wat op leegheid balanseer. Geledigde vlak wat by geledigde vlak aansluit soos die twee kleppe van 'n skulp. Asof alles vir 'n breekdeel van 'n sekonde skielik volmaak geword het. Om afstand te doen van alles wat ons van elders saamgebring het, en met leë hande die leegte in te gaan. Dit is wat ek sou wil doen. Dit klink baie heldhaftig en onprakties, maar dit sou nie so poëties wees nie. Om alles te laat wat jy kan laat, en al gaande alles te verloor wat oorbly. Dit sou nie maklik wees nie. Om niks te hê nie en niks meer te wees nie. En in armoede te lewe soos hierdie mense in hulle hutte teen die randjies, om te kyk en te luister en deel te word van hierdie land en sy stilte, om in God te lewe, naamloos en onbekend, om hier dood te gaan en begrawe te word, en jou liggaam aan die land oor te laat, sodat die gawe volledig word, om deel te word van hierdie land, soos die gode en geeste in ander lande deel is daarvan, en om dit in die proses ook deel te laat word van jou, in die donker, tussen die klippe en wortels en gruis. Is ek reg van Karel Skuman na die liturg? Ja. Martin. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid wat ek het om vanaand deel te kan wees van die gesprek. Is my regtig 'n groot voorreg en terselfdertyd ook hartlik geluk met hierdie produksie en kreatiewe uitset wat net die heeltyd bly momentum genereer en gesprek stig en ek weet dis nie die laaste woord wat ons vanaand hieroor voer nie.
My vakterrein is homiletiek en liturgiek in die teologie. En aanvanklik het ek onmiddellik ja gesê vir die uitnodiging, maar ek terselfdertyd geweet, ek weet nie hoe gaan ek hierop reageer nie, want ek is geen himnoloog, nog minder 'n musikoloog of selfs 'n filosoof. Maar toe ek wel na die video kyk, het my kollega Johan Selee, wat prakties teoloog in Stellenbosch se werk, net onmiddellik by my opgekom en ek dink sy bydra tot dit wat hier aangespreek word en uitgebeeld word en verklank word, resoneer beslis. So ek wil 3 van sy publikasies uitlig en ek dink dit mag dalk hopelik die gesprek stimuleer en vorentoe neem. Die eerste een is 'n artikel wat hy so 'n dekade terug geskryf het en toevallig jy's hier in Bloemfontein gelewer het met die titel God in Granite, a aesthetic theological perspectives on the monumentalization of religion. Wat dan eintlik nou 'n kommentaar is onder meer op die Voortrekker monument. Die beeld reg in die begin ook van die video. En daardie artikel van Johan het onmiddellik by my opgekom en ek het dit weer gaan herlees vir vanaand. En dit wat hy daarin sê, dink ek, help my om die musiek en die kuns en die film beter te verstaan. Aan die een kant sê Johan dat ons leef monumentaal. Soos wat mense in ontmoeting kom met die heilige, die transcendente, deur die geskiedenis rig ons beelde op, standbeelde, om te herinner wat het hier gebeur. Dit doen ons. Dis getuienis daarvan. Maar dis nie al wat gebeur nie. Terselfdertyd wanneer ons dit doen, sluip daar ook ander magte en kragte, ideologieë in wat daarmee uitgedruk word met hierdie beelde, standbeelde wat ons oprig. Soos byvoorbeeld dan nou met die Voortrekker monument wat reg in die begin van die video ook is. In die artikel verwys Johan onder meer na Gerard Moerdijk se woorde, vir 1000 jaar sal hulle praat oor al hierdie wonderdade van hierdie geskiedenis wat kom, waarop dit dan terugwys en ook vorentoe. Hy vertel ook onder meer dat Albert Groenling, die historikus van Stellenbosch, sê dat hy in die laat 80er en 90er jare 'n swaai kom rondom die verstaan van die monument, dat sommige daarna sal verwys as 'n, ek weet nie wat die Afrikaans vir dit is nie, maar pop-up toaster, of 'n 1940s Art Deco radio, of sommer net 'n Andy Warhol skets of bloednet kitsch. Ek dink die punt is die volgende, weet aan die een kant het jy uiteraard 'n geskiedenis wat dit romantiseer, verheerlik, ophemel en daar plaas. En dan terselfdertyd hierdie wending deur dit eintlik totaal weer af te takel, te probeer vergeet, te ontken, belaglik te maak. En wat ek dan in Johan Selee se werk optel is dat dit nog die een nog die ander die weg vorentoe is dat ons dit moet herbesoek, daarmee moet omgaan, daardie pyn en trauma in die oë kyk, want dit is hoe ons vorentoe beweeg. En ek hou regtig van die titel ook van die artikel wat hy sê God in Granite, God in graniet, maar vraagteken. Want die God wat ons aanbid is uiteraard nie die God wat ons kan vasvang in klip en beton nie. Hy het hierdie mooi lyn waar hy sê God is not a monument, God is movement. God is beweging. Hierdie God beweeg deur die geskiedenis en is met ons op weg. En daarom kan ons hom nie vasvang so nie. God tabernakel met ons. God is ook een van die beelde wat hy gebruik, die lokomotief, wat 'n bewegende ruimte is, wat altyd vanuit die sentrum na die periferie beweeg met ons. En miskien is die opstanding, die leë graf, die beste standbeeld van die geskiedenis. So daai artikel het my regtig gehelp en dit is ook waarmee dit dan begin. Dan ook die standbeeld of die kunswerk reg aan die einde van die video lewer hy ook op kommentaar. Maar voor ek daarop sê, laat ek net dalk vinnig nog iets sê. 'n Ander publikasie van Johan is God vir ons, waar hy die preke van die 1960s en 70s wat in die kerkbode gepubliseer was, geanalyseer het. En dan sê hy dat daai preke word gekenmerk deur 3 hermeneutiese skuwe
wat daai tyd baie goed kan verstaan. Eenvoudig hoe ons met die geskiedenis omgegaan het op 'n baie uitermate problematiese manier, dat ons hierdie reglynige lyne trek terug in die geskiedenis en dan net die verewiging van die geskiedenis, tydlose waarhede onder meer, weet hoe problematies dit is. Of hierdie godsdienstige moralistiese aktivisme, weet ons sal julle red. Ons red sommer onsself, want ons is hierdie super ras, mens, nasie, weet noem dit op, jy weet so hierdie moralistiese super ubermensch. Dit is die tweede skyf van daai preke wat dit kenmerk en dan die derde een om dit te kan doen het jy dan uiteraard altyd ook 'n vyand nodig. 'n Opponent, die ander, 'n swart skaap, iemand wat jy buite die laar moet beveg. En ek het daai werk het net weer by my opgekom en die interessante is wat ek dikwels myself ook sê dat daai werk is nie net tiperend van die 60s en 70s nie. Dis ironies genoeg half tydloos. Jy weet dit is vandag weer so ter sake. Reg oor die wêreld en dit is toevallig ook vertaal in ander tale en word versprei en weer gelees. Kom ek maar klaar. Vir my was dit aangrypend hoe dit dan ook eindig met daai laaste standbeeld. Die een by Howick met die capture site van Mandela in 1962. En Johan skryf ook in 2016-17 'n artikel getiteld Seeing, Sighing, Signing on the Contours of a Vulnerable Homiletic. Eerstens om te kyk, nie weg te kyk nie, nie blind te wees nie, nie te ontken nie, maar te kyk. En die tweede ding wat daarmee saamgaan, as ons regtig begin raak sien dan hierdie sighing, sug. Uiting te gee aan die pyn, waarvoor ons dikwels nie eers woorde het, jy weet, maar net uiting te gee met dit en eerlik te wees, so die verganklikheid en die kwesbaarheid, vulnerability, broosheid daarmee. En dan in die derde gedeelte as hy beweeg na signing, dan gaan hy na hierdie standbeeld buite Howick met sy 50 pale. Dis in 2012, 50 jaar na 62, met sy 50 pale wat daar staan, hierdie losfragmente uit soveel hoeke maak, het laat nie sin wat daar is nie, jy sien uiteindelik nie eers raak nie, maar as jy het sien, lyk dit so deur mekaar en chaoties, maar dan op 35 meter, as jy gaan stelling inneem voor dit, dan kom al hierdie losfragmente by mekaar, en jy sien deur dit, hierdie land, met sy verlede, maar dan terselfdertyd ook met 'n toekoms, wat hopelik mag realiseer, deur hierdie fragmente dan die gesig van Nelson Mandela. En ek dink as ek dit moet saamvat, wat my gehelp het, die musiek is ongelooflik, maar die beelde reg in die begin en die einde, met daai beweging, dat ons nog daar wil vasval, of wil vassteek, of dink ons het gearriveer, maar dat daar beweging is tussen hierdie beelde, en nie net tussen dit nie, uiteraard is die versigtiging, soos wat Prof ook gesê het in die begin, na iets nog groters, hierdie eskatologiese hoop, verlange, versigtiging na 'n beter toekoms. So, nogmaals dankie, dit was regtig goed om deel van dit te kon wees. Baie dankie. Martin, baie dankie, Johan. Ek het nou gesê oor Karel Skooman, maar jy het in die skoolsaal begin. En dan kyk ons hele generasie teruggevat na wat waardeur ons alles is. Ek wonder, Prof Martina, Prof Nicole, wil julle nie by ons aansluit, en dan wil ek miskien geleentheid gee onderling, Nicoline, as jy in die lig van wat Johan en Martin ook gesê het, nog 'n gedagte of wat met ons wil deel, en miskien ook ons twee musikoloë, nou by nabetragting dit wat julle gesien en gehoor het, daarop wil reflekteer. Nicoline, vir jou dalk? Ja, dit is 'n treffende beeld, die beeld by Howick, en dan ook die perspektief wat dit vir ons gee. En dan die relevantheid wat dan by mekaar kom ewe skielik en betekenis kry. En ek dink ons is bietjie soos daai pale, onsself en om saam 'n prentjie te maak. Is die ding, so ons het dieselfde kartels en hoeke in onsself, en ons sit met dieselfde soort van emosies en wonde. Ek dink as ons daarvan bewus raak, dis die bewusraking daarvan wat eintlik na heling begin lei, en wat
na 'n regtige vrugtevolle dialoog begin lei. En dat die realization is die voorlaaste deel in die musiek. Daar vind die bewuswording plaas. En dit is so ek sou daai vertaal met besef, realization, 'n besef van o. En dit is eintlik daai spasie van die geweldigheid van waarmee sit ons nou. Jy weet, vir my is die Jan Pierewet tema met daai 3 spronge, die Jan Pierewet, is dan in daardie die worlds apart word hy omgekeer en dit voel vir my soos die 3 keer se kraai van die haan. En 'n soort van 'n verloning het plaasgevind. En dit is dan die realization. Ons was rentmeesters, maar wat het ons gedoen? Johan, jy knik kop. Wil jy miskien hierop aansluit? Anders ek sou graag Prof Martina vir jou en Prof Nicole wil hoor. Dalk 'n opmerking nog van julle kant. Nou, ek dink Kobie Klopper self, as ek dit so moet sê, uit 'n baie persoonlike oogpunt, ek dink hy het die werk daar gestel, maar hy het persoonlik geweldig gelei om dit te kon doen. En op wyses wat ons miskien nie heeltemal kon bevat vir iemand wat soos hy is, soos ons hom leer ken het. En ek dink daardie snykant is definitief, dink ek, in die werk. Dit is nie iets wat hy voorop sou stel nie, maar dit is inherent. Ek dink definitief die kritiese aspek is baie anders as in baie van die tydgenootlike werke wat in Suid-Afrika tot stand gekom het. Ek dink veral aan die komposisies wat baie ooglopende kritiek bevat, maar ek dink hierdie gaan miskien dan dieper. Dat inderdaad dit deur sy siel gegaan het. Ja. Proses, sy eie, op die ou end is dit sy eie refleksie op wie hy is en wie ons kollektief is. Ja. En die kompleksiteit van die musiek, dit is deurslaggewend. Ek weet die musiek is werklik, Nicolien sal weet en ons weet dit almal, en Jan weet dit ook. As jy Kobie se musiek moet bestudeer, dit is geweldig kompleks. Dit is moeiliker om as baie van die kontemporêre orgelmusiek byvoorbeeld. Jan het selfs die opmerking een keer gemaak het dat Kobie as 'n komponis is wreed. Jy kan nie sy musiek speel nie. Dit is baie moeilik. Maar dit is die kompleksiteit van die hele situasie in sy persoonlike lewe en wat hy probeer voorstel het van ons samelewing en die hele wêreld se kompleksiteite. Die Jan waarna verwys word is Jan Bekus, nie ek nie. Maar ek moes dit bygevoeg het. Ja, professor Kloppers was in die laat 80er jare baie naby aan die einde van my studies, was hy op besoek hier uit Kanada en het hy in die Odeon orgel uitvoering ook gegee en ek het dit as 25-jarige inderdaad as wreed beleef, omdat dit feitlik ontoeganklik was, my wat nou nie die musiek agtergrond so het nie. En dit was hierdie vreemde ervaring van hier is 'n Kanadese kloppers wat die broer is van ons professor in Ou Testament, professor Maurits Kloppers. Maar goed, ek dink tog ook in aansluiting by wat Martin gesê het en jou opmerking, die musiek self word ook 'n monument. Nee, en vanaand inderdaad, hier het iets monumentaals gebeur, sowel in sy komposisie, maar ook in jou uitvoering en die beelde wat daarby gesit is. Dus die werk self is 'n monument. Maar Johan, ek wil graag vir jou nog 'n woord gee. Ja, Jan, ek weet nie wat ek eintlik meer moet sê as wat ek stotterend probeer sê het nie. Ons het hier te doen met dinge wat regtig 'n mens stil maak, wat diep sny, aan 'n kant taal, en waar ek dink die musiek ons baie verder vat as die teologie of die filosofie.
Miskien die ander ding wat ek net sal sê, wat vir my van die musiek persoonlik ook baie aangrypend is, toe die geniale kombinasie met die donker beelde en die basnote, die donker note, daai goed echo nog steeds gisterand op ons TV-skerm se sien hoe echo dit. En hoe probeer ons regstreeks op TV voor 'n wêreld gehoor saam die stukke bymekaar soek en iets optel. Ja. Ons gaan nog lank optel. Ja. En ons het vanaand die musiek, die komposisie van 'n vlugteling gehoor. Ja. Nee? Ja. Iemand wat uit Suid-Afrika gevlug het vanweë dit wat hier aan die gang was. Vriende, ek wil geleentheid gee, dalk is daar in die gehoor 'n vraag of twee waarmee ons dalk die aand kan afsluit. Dus steek gerus die hand op. Ek gaan probeer nader kom dat ek kan sien en hoor. As ek dit reg het, is dit Rudolf Bitzer, 'n basnoot van jou, Rudolf. Daar is 'n mikrofoon, baie dankie Marlou, dankie. Nee, ek het sommer die hele ding toe ek na die werk luister, het ek sommer net gewonder, is julle van mening ook dat dit eie tyds is vir die tyd wat dit geskryf is dan die 1998 en sien julle dit ook as 'n meer dekonstruktiewe emosionele uitdrukking van oomblik? Want as sulks kan dit dan met ander woorde monumentaal wees. Maar die ding wat dan gedekonstrueer word, is dit ons identiteit. En baie dankie vir die beeld van die leefvlagpaal. Ek gedink dit is ek het die video gekyk en aanvanklik gedink dit is dalk 'n gitaarsnaar en ek kon nie verstaan hoekom dit so aanhoudend daar is nie. En om dit die leefvlagpaal te noem, het dit vir my so mooi konteks gegee, want onmiddellik begin 'n mens dink, wat word jou verwysings? En ek het gehou van Johan Rousseau se opmerking van die verwronge ideologie. Want 'n verwronge ideologie het ook 'n verwysing wat maak dat mense dit as verwronge sien. En toe het ek sommer gewonder of Nicolien, toe jy nou by die werk besig was, het jy die hele ding rondom identiteit ook gesien as iets wat spesifiek bevraagteken was? Want die feit dat dit dekonstruktief geïnterpreteer was eintlik 'n baie sterk erkenning van die oomblik van amper 'n bietjie van 'n verwarring. En dit dan bevraagteken en dan om te sê maar daar moet 'n stilte wees waar jy 'n mens kan terugkeer. Was nogal vir my baie mooi. Nicolien, graag, is dit Koos Kombuis of Derrida? Goed, ek moet sê nou se regtig uit my diepte uit. Hoe ek self die werk ervaar het was eintlik op 'n baie lyflike vlak. So dit was vir my aanderkant analitiese bepalings. Jy weet byvoorbeeld hierdie melodie, ons leer dit, ons ma sing dit vir ons. So dis in ons selle in. So iets gebeur in jou as jy daai volgorde van note hoor, jy weet, en selfs al is dit diep weggesteek in 'n monumentale tekstuur, dan gebeur nog daai selfde alchemie binne in jou. So vir my is dit is meer as konstruksie, dekonstruksie, postmodernisme of wat ook al. Dit is dis lyflik en dis rou. So ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, Rudolf. Johan? Ja, ek wil net Rudolf iets sê oor hoe tydgenootlik is die musiek nog en die beelde. Hoe meer ek oor die musiek dink, dink ek dat dit kon eintlik net in 'n apokaliptiese oomblik geskryf gewees het. In 1994 is 'n apokaliptiese oomblik in die sin dat ons kan skielik terugkyk, soos aan die ander kant. Daar word iets geopenbaar. Dis ook 'n oomblik wat gelaai was met toekomsvrees, toekomsonsekerheid, tipies apokalipties. En dit het bedaar. Daar moet na my mening nog kuns en filosofie en teologie geskep word
wanneer die oomblik waar ons nou is, wat na my gevoel ook apokalipties is, opnuut, as ons ander kant uit die oomblik kom, mag dit ons gegeen word. Hè? En in daai sin is die musiek sowel gedateerd as tydgenootlik en as vanuit die toekoms kom dit na ons. Ek dink nie ons kan vanaand al mooi verstaan hoeveel van die toekoms lê in die musiek en die beelde nie. Ons sal later, miskien ons kindskinders. Martina, graag. Ek kan miskien net op 'n nogal pragmatiese vlak sê, Prof Kloppers het nie affiniteit vir die konstruktiewe denke nie, maar 'n ding wat hom baie rig is in al sy werke in geheel, nie net in hierdie werk nie, is die dialektiek. Dit is vir hom 'n geweldige, en ek dink op 'n dieper vlak dan die hele idee van 'n gesprekvoering, dialektiek, juxtaposisie, ook in musikale terme geweldig belangrik, maar ek dink ook groter is dit in terme van die gesprekvoering en konflik wat erken word, wat daar gestel word. Ek dink alles dit, maar dialektiek dink ek miskien van alles die meeste. Die dialektiek, Martin, ek kan nie anders as om na jou kant te draai oor Karel Barth nie. Het ons iets hiervan? Ja, dis presies wat ons vroeër gesê het, dit is nog die een, nog die ander, dis daai derde beweging en dat dit voortgaan, dat dit nie kan staties raak of vasval nie. Maar Barth het nie gesê hy's 'n dialektiese teoloog. Nee, natuurlik nie. Ja en nee. Prof Nikkel? Ja, al wat ek kan maar net, ek is mos nou maar net 'n nooitjies persoon. Ek praat net oor die nooitjies. Die ander dinge is bietjie my buite by bevatlikheid, maar oor die aard van die musiek, want kyk, die musiek word gevorm deur bepaalde tipes tonaliteite. Die tonaliteit, die tonale is die basis van alle musiek, ten spyte daarvan dat daar in die vroeg 20ste eeu probeer was om dit af te breek en bepaalde gelykwaardigheid te gee aan die 12 nootjies wat ons as die kromatiese toonleer beskou. Maar in die ontwikkeling en in die evolusie van tonaliteit is daar dan stabiliteit, maar ook aktiwiteit. En die aktiwiteit is in die vorm van dissonansies, dinge wat dan nou nie 'n bepaalde stabiliteit voorstel nie, soos byvoorbeeld wat ek na verwys het, die tonika akkoord in tweede omkering. Dit is nie 'n stabiele entiteit nie, en dit het dan 'n bepaalde voorstelling. En dan die verskillende maniere hoe Kobie byvoorbeeld werk met die idee van dissonansie. Beteken dat jy kan dit gebruik as 'n verwrongenheid, jy kan dit gebruik as 'n kleurmiddel, afhangende van die posisionering daarvan binne die tonale raamwerk. So daar is daar ook dan hierdie geweldige kompleksiteit binne die tonale realm as het ware, waarin daar soms verwrongenheid voorkom, skokkende aspekte en ook teenstellings van tonaliteite. Byvoorbeeld Nicoline het interessant verwys vir my na die teenstelling van die twee hooftonaliteite wat in die werk na vore kom. G majeur as die tonaliteit van die volkswysie, en B-mol tonaliteit as 'n afstandstonaliteit. Byvoorbeeld die feit dat die volkswysie ook in die vorm van 'n menuet verskyn het en so meer. En aan die einde van die Anglo-Boereoorlog, waar die musiek in C-kruis eindig, wat 'n sogenaamde tritonus verhouding het met G majeur, en dit is die mees vae tonale voorstelling wat daar kan wees. Net tussen hakies, daar was 'n fout in my stukkie wat ek geskryf het, en ek dink dit was aan aanleiding van 'n drukfout miskien in Isak se bespreking van die werk. Die Britse volkslied is nie in C majeur nie, maar in G majeur, definitief. En dit is natuurlik die oorspronklike toonsoort ook waarin die volkslied geskryf is. Maar dit is dan ook interessant dat dit juist die G majeur sou jy simbolies kon sien
vir Kobie in hierdie werk as die stabiliteit, as die stabiele toonsoort. En die ander Ja, toonsoort van tuiste. ja, van tuiste, ja. Ja. En die ander is wegbeweeg, byvoorbeeld Die die vreemde. beweging na B-mol toe, juist met die groot trek byvoorbeeld. Ja. Maar wat ek net wil sê, dit is wat die werk so kompleks maak, is die wyse waarop die tonaliteit en allerlei verskillende skakerings daarvan behandel word. Vanaf stabiliteit tot beweging, tot kleurrykheid, tot verwrongenheid, vir al die Anglo-Boereoorlog variasie wat ek kon hoor. Daar's ook iets interessant wat ek net wou daaroor gesê het. Daar's sterk, daar's 'n bietjie ooreenkomste met Mussorgsky se prent op 'n uitstalling. Baba Yaga. Is interessant. Ek het gevoel daar's trekke daarvan in die tekstuur. Maar daai geluide waarvan jy praat, dis vir my perrehoewe wat klap teen die Ja, natuurlik so. Ja. En vuur, die geweervuur. Ja. Maar dis waarmee ek net in die algemeen daarna verwys het as 'n geweldige onstuimige of jy weet as 'n maar ek simboliek dink van die oorlog self, van die verwoesting van die oorlog, né? As 'n werk is hierdie gelykstaande aan die monumentaliteit van 'n Mussorgsky se prente op 'n tentoonstelling. Dit is 'n goeie. Dis ons weergawe daarvan. Dis 'n goeie bespreking. Ek stem 100% daarmee saam. En Dankie. het is interessant dat die Mussorgsky wat 'n laat net in die ou se werk is ook al 'n tonale, hoe sou ek sê, visionêre tonaliteit getoon het wat glad nie deel was van die soort musiek wat in daai tyd geskryf is nie. Ek meen, jy dink vergelyk dit met Brahms byvoorbeeld, is totaal anders, ja. So daar was 'n visionêre tonaliteit alreeds gespreek. En dit Kobie se werk is ook visionêr in die opsig. Dankie. 'n Laaste vraag of opmerking. Daar agter is 'n hand. Graag. Toe ek hier ingestap het, het ek 'n skildery gesien hier teen die dome van die monument. Ek sal net graag 'n woord wil hoor oor die skildery self. Toe ons hier ingestap het, was daar op die ding 'n skildery. 'n skildery van die monument en ek verbeel my ek het 'n spook daar gesien. Korrek. Ja, Nicoline oor so, Peer se werk. Dit is 'n dierbare vriend van my eintlik op Filippolis en hy is vanaand hier. Het die skildery geskilder. Waar was hy, Peer? Ja, kan jy dalk net opstaan, Peer, daar agter in die daar sê die skildery heel aan die begin van die monument, jy kan weer gaan kyk is op die uitnodiging. Kom ons gee vir Peer ook 'n handeklap daaroor, maar dan Nicoline. Maar dit is my soort van 'n magiese realisme. Ja. Maar ook dan die manier hoe ons almal terugkyk na ons geskiedenis en dit in 'n soort van 'n storie verander en elkeen se storie is so bietjie anders en dit is 'n bietjie van 'n verdraaiing van realiteit. Want ek dink daar's soveel geskiedenisse as wat daar mense is. Ja. Baie dankie. Ek wil eerstens baie dankie sê natuurlik aan die paneel vanaand, die musikoloog Prof Nicol, Prof Martina. Baie dankie vir julle oopmaak van die werk aan die begin vir ons, om ons in te lei, om ons te help antisipeer wat kom en wanneer dit gebeur, om dit te kan verstaan. So aan julle baie dankie. Baie dankie ook aan die departement musiek wat dit vir ons moontlik gemaak het vanaand en dat ons dit saam met julle kan vier. Die geskiedenis van hierdie departement en die Odeon Skool van Musiek. 'n Woord van dank ook aan Johan Rousseau, Martin Loubser en deur julle ook aan die universiteit wat 'n wonderlike voorreg om aan 'n instelling soos hierdie die geskiedenis te kan oopbreek van verskillende kante af. Dit gaan altyd weer oor interpretasie, oor hermeneutiek, die brille waardeur ons kyk. Johan, uit jou hart uit die twee tekste wat jy met ons gedeel het vanaand, dankie daarvoor. Dis inderdaad nie die laaste woord nie. Ek dink ons moet nog weer 'n keer hieroor praat. En Martin, dankie vir die perspektief wat jy gegee het
ook en dat jy Johan Silje ook in die gesprek gebring het, inderdaad. Dit gaan oor interpretasie. So aan ons paneellede wil ek graag baie dankie sê. Die naam van Pierre Knobel is reeds genoem. Dankie vir jou ontwerp met die programmetjie en daardie kunswerk aan die begin ook interpretasie wat ons vanaand ons gedagtes hieroor verruim. Leon Snyman, ek het voor die tyd vir hom gesê, Leon, as jy hier is, dan kan daar nie fout gaan nie. Inderdaad, vanaand weer 'n keer, baie dankie vir die rustigheid en die kalmte waarmee jy ons almal hier dit laat geniet het. Vir ek sal aan die einde applous gee. Rooistoel en Bloem en Concert, Marlo, vir julle ook. Die inkleding vir vanaand, ook die opname van die paneelgesprek. Daar gaan 'n bietjie redigering nog gebeur, maar uiteindelik hoop ons dat ook vanaand se gebeure iewers op 'n platform beskikbaar sal wees om verder geniet te kan word. Wat die logistiek vir die aand betref, ek wil baie dankie sê aan Ninette Pretorius, Ella Kotse, Lisma Liebenberg en Alice Stander, by wie julle almal op een of ander manier geantwoord het, wat vir ons die lyste bymekaar gesit het en die logistiek van die aand so glad laat verloop het. Aan julle baie dankie. Aan Jolandi Loots, die personeel van die planetarium, wat 'n wonderlike voorreg om in Bloemfontein hierdie fasiliteit tot ons beskikking te kan hê en om dit vanaand ook te kon geniet. Ek wil weer eens baie dankie sê aan die personeel van die Sindale Kerkkantoor, die NG Kerk in die Vrystaat. Ek moet hier 'n paar name uitsonder. Helena Smit, wat ons argiefbewaarplek bestuur. Helena verjaar vandag. Nog 'n rede waarom 22 Mei en Mei 2025 gedenkwaardig is. Ek wil vir Helena baie dankie sê in haar afwesigheid. Sy het gehelp met die uitstalling daarvoor. En dan die twee wat die uitstalling help aandra het, vir Tertius Botha en Celicia McLean, en wat dit daar mooi gemaak het. Ek wil vir julle baie dankie sê. En ek wil u uitnooi, gaan staan weer vir 'n oomblik daar stil. Daar lê die bronne van onder andere ook hierdie verhaal wat ons vanaand beleef het. En dan, julle het lank genoeg uitgehou om julle daarna te laat uitsien. Ek wil baie dankie sê aan Michelle van Food Emporium, en dan aan Dominee Christo Weideman wat die wynlys die keuse vir vanaand gemaak het, binne synodale begroting, maar ook vir hom. Dis die geselligheid vir almal wat daartoe bygedra het, wil ek baie dankie sê. En dan kan ons nie anders as om vanaand soos aan die einde van 'n wêreldklas uitvoering altyd gebeur, dat daar iemand gevra word om 'n ryker te oorhandig aan die pianis en die initieerder hiervan, Nicoline Gibbons. Ek gaan vra dat Lisma vir haar dan van ons almal se kant af 'n blyk van waardering gee. Nicoline, baie dankie vir vanaand. Baie dankie Lisma, ek waardeer dit. Ek wil drukkie gee. Baie dankie. Dan net 'n laaste woord. Ek wil regtig dankie sê aan die Vrystaatse Sinode en dan spesifiek Jan Libbe wat regtig hierdie projek vleuels gegee het en 'n besondere formaat daaraan verleen het. So regtig my diepste waardering, Jan. Baie dankie. Dankie. Ons nooi almal, kom ons gaan geniet die aand verder. Die Moderamen vergader môre, so ons moet ongelukkig teen middernag afsluit, maar verder kan julle die aand geniet. Dankie vir julle teenwoordigheid.